Goeiemôre. Dit is Dinsdagoggend, 6 Januarie 2026 en ek groet julle hier vanaf die walle van die Groot Rivier. En dis vir my baie duidelik dat die stof nog lank nie gaan lê nie rondom die grypoperasie op Maduro's van Venezuela. En dat daar nog baie dinge gesê gaan word en dat daar nog baie dinge na vore gekom. Soos die een ex-persoon opgemerk het, dat dit wil vir hom lyk asof daar veel meer agter hierdie gevangeneming van Maduro is, as wat dit op die oog af blyk te wees. Ons onthou die twiste in 2020 rondom die gebruik van die Dominium en die Smartmatic stemtel masjiene, wat skynbaar almal hulle oorsprong gehad het in Venezuela, en waarmee Hugo Chavez en Maduro geslaag het om hulle verkiesings te wen. En daar is natuurlik 'n verbintenis, omdat hierdie selfde stelsels na Amerika gebring is om stemme daar te tel. En dis asof daar iets agter die skerms aan die gang is ten opsigte van die werklike rede hoekom Maduro geskep is in sy huis in Caracas. Ja, olie speel 'n rol, maar slegs tot op 'n punt, want daai olievelde was ontwikkel deur die Amerikaners. Amerikaanse maatskappye het dit bedryf en alles was van hulle af genasionaliseer en weggevat tydens Hugo Chavez se bewind, toe hulle totaal kommunisties geraak het in Venezuela. Nou ja, na die aanslag lyk dit ook nou redelik 'n paar militêre teikens. Hierdie lyk asof dit 'n lug afweerstelsel kan wees wat hier staan. Daar sit 'n stuk van 'n missiel aan die agterkant. 'n Mens wonder maar net, en eintlik was daar nie 'n baie hoë getal lewensverlies nie. Ons het gehoor hulle praat van ongeveer 40 verliese. En dan is dit baie interessant dat die volgende stukkie inligting aan die dag gekom het. The government of Cuba has announced that 32 Cubans were killed in the recent military operation by the United States to capture Venezuelan President Nicolas Maduro, most of which were likely part of the security team protecting Maduro. 2 days of mourning have been declared across Cuba. Hierdie is 'n insiggewende situasie. As jy vat dat hierdie president het Kubane gebruik as sy leiwagte en om hom te beskerm. Hierdie 32 Kubane wat dood is, was almal deel van die beskermingselement van Maduro. As ons nou gaan kyk na die wonderlike verhouding wat Suid-Afrika met Cuba het, dan dink ek Suid-Afrika kyk nou met 'n ander oog na die situasie. En dat hulle besef dat hulle bondgenote dalk nie so sterk en magtig is as wat hulle gedink het nie. En daarom kan 'n ou verstaan dat daar nou baie kommentare gemaak word. Hulle sê the ANC is suddenly so big on international law and enforcing it. The same laws that oblige them to arrest Sudanese thug Omar al-Bashir when he popped in for a visit. Of course they didn't, because he came with stuffing for their couches. Net so 'n opmerking. 'n Volgende een daar, international law states there should be no harassing or discrimination against minorities. But the ANC gladly ignore this and inflict 143 racial laws on the white minority. They are a wild bunch of incompetent thieves
en racists. Dis wat daar gesê word. En die ANC bly net voortstuur op hulle ou koers. Hulle bly daarop op die pad. Hulle volhard in hulle kommunistiese ideologie en volg die draaiboek baie noukeurig en wil nie daarvan afwyk nie. Maar dieselfde regering wat die Israel regering na die internasionale hof in Den Haag gesleep het, en wat hierdie volksmoordklagte teen Israel gelê het, wil ook nou klagtes teen Amerika lê vir hierdie direkte inmenging in die binnelandse aangeleenthede van Venezuela. Daar is sprake daaromtrent. Maar hulle kan nie eers hulle eie mense in Suid-Afrika na behore beveilig en beskerm nie. En dan 'n baie interessante opmerking wat ook nou aan die lig gekom het is deur Rory Duncan daar wat sê, I've seen many comrades posting that we must immediately reinstate our nuclear weapons. Want hulle is besig om uit te freak. Hierdie snets van Maduro het tog 'n boodskap gestuur vir die ANC-regering dat hulle self uiters kwesbaar is vir iets soortgelyks as dit. En natuurlik is die vermoë om kernwapens in Suid-Afrika te vervaardig nou iets van die geskiedenis ver in die verlede. Het die ANC daarop geantwoord dat hulle baie vriende het in Rusland, China en Iran. En dan weer 'n dreigement. Onthou, ons is nie Venezuela nie. Julle kan ons maar kom probeer. Nou, dit is blaatante uitlokking, want die missiele of ons kernwapens altans, plus die RSA-missiel wat ons geontwikkel het, wat hierdie kernwapens kon lewer, die spesiale vliegtuie wat dit kon gooi, die Buccaneer. Ek dink die Canberras kon ook, maar die Buccaneers was spesifiek daarvoor gewees. Is daar tans in Suid-Afrika geen geskikte vliegtuig om 'n kernwapen mee af te lewer nie, ook nie missiele om dit effektief mee te doen nie. En dan is die kerntegnologie in Suid-Afrika lankal in die buiteland, in die hande van vreemde magte, want ons eie wetenskaplikes moes baie van hierdie kennis wat hulle het, moes hulle elders gaan toepas om 'n werk te kan voortsit. En om hulle werk natuurlik voort te sit. Maar hierdie stukkie wys vir ons dat die ANC raak nou bekommerd, want daar is ook gerugte deur die wêreld wat sê, as jy wil veilig wees vandag, moet jy kernwapens hê. Dis hoekom hulle nou skielik ook spring vir kernwapens. En uit die aard van die saak was dit hoofsaaklik die rede waarom ons kernwapens destyds ontwikkel het in die ou Suid-Afrika. Kernwapens wat gebruik kon word om ons vyande weg te hou van ons land af en om voort te bestaan soos ons voortbestaan het. Veranderinge in en om Suid-Afrika kon beheers plaasgevind het en nie met 'n een man een stem wat op die ou ende van die dag gelei het dat 'n totale ineenstorting van Suid-Afrika ons 30 jaar later in die gesig staan nie. Juis omdat al die kundiges die met kennis uitgedruk is, uitgewerk is uit die stelsels uit, so nou sit ons met 'n regering wat nie vliegtuie kan onderhou nie. Ons sit met 'n weermag wat se toerusting nog kom uit die Bosoorlog tyd uit. En ons sit natuurlik met 'n baie gebroke struktuur wat hierdie alles moet beheer. Daar's voortdurend tekorte in die begroting. Begrotings word nie aangewend soos wat dit moes aangewend gewees het nie. En nou, na soveel jare, kom dit alles terug huis toe.
Soos hulle sê, the chickens come back to roost. En dit gaan hierdie regering nog vang. Hulle het die beste weermag op 'n skinkbord gekry in Afrika. Goed toegerus, baie vermoënd om hulle take, hulle werke te kan doen. En op die einde van die dag, in hulle haas en pogings om van die wit betrokkenheid ontslae te raak, sit ons nou met 'n vervalle stelsel. En nou skielik besef hulle, miskien moet ons toch kernwapens kry, want net nou kan Donald Trump ons dus inderdaad bykom. Want die ANC het nog nie een duim toegegee aan die Amerikaanse versoeking ten opsigte van BEE, die verklaring van plaasaanvalle en plaasmoorde as 'n prioriteitsmisdaad en verskeie ander eise wat hulle daar gestel het, waaraan Suid-Afrika moet voldoen, sodat hulle handelsooreenkomste hervat kan word. Ek sien kort berigte waarin die ANC verklaar dat hulle is besig om wel met Amerika te onderhandel, en ons weet dit is leuns. Want Jonas se krediet in Amerika is nie aanvaar nie, hy is inteendeel het hy nog nooit as aangewese Suid-Afrikaanse ambassadeur vir Amerika daar opgedaag nie, want daar is ook een of ander probleem met hom. Dan weet 'n mens nie waartoe hierdie leiers van Suid-Afrika in staat is nie, en waartoe hulle bereid is om te gaan nie. Al wat ek weet, is dat ons op die ou einde van die dag al hoe meer en dieper in die moeilikheid raak as waar ons was. Ek dink hierdie jaar, as ons kyk wat het in Venezuela gebeur, wat is die bestaande dreigemente, waar lê die potensiële konflikzones in die wêreld tans, waar is die meeste protesoptogte en goed wat daarmee saamgaan, dan is ons in vir 'n baie interessante jaar, waarin baie klomp goed gaan gebeur. Ek dink die ANC wil hulself nou te laat militêr gereed kry om enige tipe van 'n aanval af te weer. Maar dan, hulle weet dit nie, hulle besef nie, dat alles eintlik tot niet is nie. Selfs destyds, toe ons 'n gedigte weermag was daar nog altyd gereken dat ons nie sou kon staande bly teen 'n groot land soos Amerika of Rusland nie. Dat dit net nie moontlik sou wees met ons getalle beperkings om totaal en al weerstand te kan bied. Maar die ANC glo inderdaad dat hulle sal kan weerstand bied teen enige poging van Amerika. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en vir die superkletsers, die wat spesiaal uitgenooi is omdat hulle met superkletser beloon het, vanaand om 7:00 gesels ons saam hier in 'n spesiale superklets bosberaad. Net vir diegene wat superkletser gegee het oor die afgelope 6 weke. Mooi loop, lekker dag en ek sien julle dan almal weer môreoggend.